Die Suid-Afrikaanse weermag gaan 20 offisiere na Cuba toe stuur om Spaans te leer. Dit gaan 28 miljoen rand kos om hierdie 20 offisiere Spaans te leer vir die eerste jaar. En dan nog 'n jaar waar hulle 'n paar militêre toertjies en strategieë en bietjie inligting gaan leer. Maar die probleem is, die goed wat hulle gaan leer is unaccredited information. Met ander woorde, daar's geen akkreditasie daarvoor wat aanvaar word in Suid-Afrika of die res van die wêreld nie. Dit terwyl daai selfde tipe klasse in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaanse colleges, weermag colleges aangebied kan word in Engels vir baie goedkoper. Nou, mens wonder nou, wat gaan in hierdie mense se koppe aan? Want hulle wil nou 28 miljoen rand se belastingbetaler geld gebruik om 20 offisiere na Cuba te stuur. En die kursusse word net in Spaans aangebied. Wat beteken, hulle moet 'n crash course van Spaans doen in die eerste jaar, net om te leer hoe hulle geleer gaan word. Dit beteken, die regering spandeer, kom ons sê, dit is 14 miljoen rand per jaar, dan is 28 miljoen rand totaal, dan is dit 14 miljoen rand, 14 miljoen rand, om 20 offisiere Spaans te leer. En wat gaan hy doen met hy Spaans as hy terugkom in Suid-Afrika? Met wie gaan hy Spaans praat? Gaan hy geheime agent tipe goeders doen? In Spaans? What gives? Wat gaan hierdie regering nog uitdink om geld te mors? Nou, ons kan verstaan dat die ANC 'n nostalgie het met Cuba, en omdat, in die apartheidjare, hulle mos nou deur Cuba gehelp is, ensovoorts, met opleiding, nou wil hulle dit bring in die Suid-Afrikaanse regering in, en hulle wil ons tyd en ons geld mors. En hier moet meer vrae gevra word. Ek wil weet by die leierskap van Suid-Afrika, Ramaphosa onder andere, en Steenhuisen, die DA manne en die ander manne wat nou deel is van hierdie GNU, vertel julle, die RNE, vertel julle vir my, hoe spandeer ons 28 miljoen rand op hierdie Project Kagala om 20 mense daai kant toe te stuur om vir die eerste jaar Spaans te leer en die res van die jaar in Spaans opgeleid te word met kursusse wat nie geakkrediteer is in Suid-Afrika nie. Wat so tydmors snert is dit?